Here, dankie. Dankie Here vir die pragtige dag wat U vir ons gegee het. Dankie Here vir die voorreg om vanaand huisgodsdienst saam met familie en vriende te kan hê. En ek vra Here dat U woord sal deurgaan. Maak die harte oop, Here, na die Heilige Gees beleef. Deurgaan, Here, en mag hulle almal U grootheid en U liefde beleef. Waardeer ons, Here, want ek is die instrument vanaand. Ek loof en prys in die groot en heilige naam alleen. Amen. Yes, Matteus 3. Doop en bekering. Wat beteken doop en bekering? So, Matteus 3, dan lees ons vanaf vers 1, ons gaan nou vers 1 en vers 2 lees. In daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. In Grieks, as jy bekeer vat, en jy sit hom in Grieks, dan is dit metanoia. Dit is wat bekeer beteken in Grieks, en as jy het oorvertaal, beteken dit jou gesinsverandering. Die beginsels van jou sonde, jy erken dit, en jy draai weg daarvan af. Met ander woorde, jy wil dit nie eers meer hê nie. En die gesinsverandering en die wegdraai maak dat jy anders begin dink en lewe ook. En dit maak dat jy die 180 grade draai maak en jy bely en jy bekeer jou en jy maak seker dat dit wat verkeerd is, dat jy dit nie weer wil doen nie. Jy gaan dit nie weer wil doen nie. Jy wil nie eers daarvoor kyk nie, jy wil dit nie eers hoor nie. Nou, as ons dan verder gaan by vers 6. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop. Dit is die mense wat vanuit Jerusalem en Judea uitgekom het na Johannes toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van die sonde. Met belydenis van die sonde. So wanneer jy bekeer het, gaan jy om te doop met die belydenis van die sonde, so jy erken jy het sonde. Jy erken jy was 'n sondige mens. Nou, doop in Hebreëus is tevila. Nou, as jy dit oorsit, dan beteken dit onderdompeling of doop in water. En omdat dit nou in Grieks geskryf is, en jy vat die oorspronklike Griekse woord, wat beteken baptizo, dan beteken dit dieselfde, jy dip, of jy was dit in onderdompeling. So met ander woorde, om skoon te was. So wat beteken doop en bekering? Jy draai terug van die sonde af, jy wil nie daarvan kyk nie, jy erken Jesus as jou saligmaker, en jy gaan was jou skoon. Nou, in vers 11, wat nogal baie interessant was, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou, vuur reg oor die Bybel was verbind met oordeling, en die vuur wat hierso genoem word, dit verteenwoordig die vuur van die Gees van God. Dit is die transformerende krag van sy genade en sy liefde. So soos wat jy jou sondes bely, en jy bekeer en jy draai weg van dit af, en jy gaan om jou te doop en jy was jou skoon, dan kom die vuur van die Heilige Gees en hy maak jou hart skoon van binne af. Hy haal al die slegtigheid, begin hy uitwerk van binne af. So die Heilige Gees maak jou skoon van binne af. Dus hoekom het belangrik is om te luister, want wanneer jy iets verkeerds gedoen het, dan gaan die Heilige Gees vir jou wys en vir jou sê, maar dit was nie reg nie. Want hy wil ook hê jy moet op die regte pad bly. Nou, wat gebeur dan, nadat jy nou bekeer en jy het gedoop? Kom ons kyk wat sê Romeine 6. Romeine 6. Kyk nou nie plekkies reg sit nie.
Dan lees ons weer vanaf vers 1 af. Maar kom ons begin by vers 2. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So, hoekom wil jy dan nog daaraan vashou? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in so 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees, deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. So wat gebeur nou eintlik? Wanneer jy doop, dan sterf die ou Charlene. Daai ou Charlene wat sonde gedien het en in sonde geleef het, gaan dood. En die nuwe Charlene in Christus Jesus staan op. Dis wat gebeur. Nou, nie net raak jy ontslaaf van daai veiligheid wat sonde aan jou opgesit het en aan jou vastgeklou het nie. As jy mooi kyk in die Joodse tradisies, het hulle 'n groot bad. Dis 'n mikva. Nou die bad, dit is uit sulke trappies, dan is daar so 'n gat onder wat nou, of nie 'n gat nie, dis so dip, dan het hy nou water na ingehaat. Nou, die mikva was gebruik deur die Jode. Nou, toe Aaron hulle in die tabernakel moes ingaan, moes hulle altyd skoon gewees het. En dit was dieselfde ook as hulle in die allerhoogste ingegaan het. Aaron moes seker gemaak het, hy skoon binnekant ook, voordat hy in die teenwoordigheid van God kon kom. En by die tempel ook, die priesters moes seker gemaak het, hulle skoon voordat hulle in die tent van samekoms, of in enige area waar offers gebring was, moes hulle skoon wees. En so ook wanneer daar feeste was, en die Jode het nou ingekom om my feeste te vier, en hulle het offerande gemaak, dan het hulle in die mikva ingegaan, waar hulle self skoon gewas het, hulle moes skoon gewees het, voordat hulle enige van die feeste bygewoon het. Nou, die baie interessante ding is, die bruid. Wat gebeur het is, die bruidegom het gekom, dan het hy nou 'n prys betaal vir sy bruid. Dan het hy teruggegaan huis toe, en hy het gaan plek voorberei vir haar. En terwyl hy nou weg was om voorbereiding te maak, het die bruid haarself voorberei. Sy het haarself met allerlei olies en goedjies gesmeer en geparfuum, soos frankincense. Sy het so oor 'n bak gehang, dat die frankincense so in haar vel intrek, en sy het haarself gepamper en alles, sodat sy reg is vir die dag wat haar bruidegom haar kom haal. Dan het sy in die mikwa ingegaan, in die bad in, en dit was 'n teken, dat sy is reg vir die bruidegom om haar te kom haal. Nou dit klink baie bekend. Jesus het die prys vir ons betaal, en hy het opgestaan, en hy het gaan plek regmaak vir my en jou. So hy kom terug, om sy bruid te kom haal. En hy gaan nie terugkom vir 'n vuil bruid nie. So daarom is dit belangrik om seker te maak, jy is skoon vir die dag, en jy is reg vir die dag, wat Jesus kom om jou te kom haal. Want ek dink nie, jy gaan vuil en vol modder, en vol sonde voor die Here wil staan nie. Jy wil soos 'n mooi skoon bruid, alle tannie toy, gaan jy wil reg wees. En dit is ook hoekom belangrik is, dat jou olie, jou lampe vol olie is, en dat jy die voorbereiding maak, en jy sien so uit daarna vir hom om jou te kom haal.
En dit is ook wat daai doop verteenwoordig. Jy maak jou skoon. Jy was jou skoon. Jy reinig jouself. En nou die ander ding is, wanneer jy nou aan daardie sonde gaan vasklou, ek wil nie sê as dit soos 'n chappie vasklou nie, want jy kan chappies afbreek, maar as jy daarin vasklou, jy wil dit nie laat gaan nie, dan gaan dit naderhand begin swaarder raak. En soos wat dit swaarder raak, gaan dit meer en meer en meer en meer raak. En mense is geneig, wanneer hulle soveel sonde doen, en hulle bid, dan sê hulle maar, die Here hoor my nie. Maar jy het soveel sonde wat jou onderdruk, jy het soveel veiligheid om jou, dat jy hoor nie meer die stem van die Heilige Gees nie, jy wil nie eers meer die stem van die Heilige Gees hoor nie. En intussen verblind dit jou, so jy kan nie eers eintlik sien wat om jou aangaan nie. Nou verwag jy die Here met jou aanhoor, maar jy wil nie eers na hom toe roep nie. Jy wil nie eers van daai sonde ontslae raak nie. Jy wil nie eers tot bekering en belydenis kom nie. Want jy is onder die indruk, ek het gedoop, ek is 'n Christen, ek kan doen net wat ek wil nou. Want Jesus het die prys betaal. Dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet van dit ontslae raak en jy moet bekeer. As jy nou doop, wat gebeur is, jy gaan in daai water in. Terwyl jy in daai water in, soos ek gesê, die ou Charlene gaan dood. Sy lê daar en die nuwe Charlene gaan uit. Daai Charlene is daar, sy's dood. Sy's dood in Christus en sy het opgestaan in Christus. Sy's dood, daai sonde bestaan nie meer nie. En dit beteken dat die nuwe Charlene gaan nou streef na heiligmaking. Sy gaan nie eers terugkyk en sê, oh ja, ek mis daai dae, of ek goed, dit is so bad as ek gou weer 'n sigaret aansteek of wat ook al die saak mag wees nie. Jy kyk nie eers terug daarna nie. Jy wil dit nie eers meer hê nie. En in daai pad wat jy nou gaan loop, beteken dit dan klein goedjies gaan dalk gebeur, soos jy gaan dalk jou vererg en dalk 'n vloekwoord wil sê, jy gaan dalk iets viesliks wil dink van iemand. Selfs per ongeluk was jy in iemand se geselskap waar hulle geskinder het van iemand. En onthou, om iemand in 'n slegte lig te sit vir altydens kinder, jy laster. So, ek sê nog nie, jy gaan nou terug en jy gaan iemand doodmaak of so iets nie. Klein hartstogtige dinge wat verkeerd is, en wat nie die vrugte van bekering wys nie, soos wat Johannes gesê het vir die Fariseërs. Dra die vrugte van bekering. Dit is dan waar jy moet sê, Here, vergewe my daarvoor. En jy raak ontslae daarvan. En jy neig om dit nie weer te doen nie. Jy kyk nie weer daarna nie. Jy streef daarna om dit nie weer te doen nie. En dit gaan ook nie help, jy vra die Here, vergewe my. En jy try van ontslae raak, maar jy self kan nie vergewe nie. Dit help nie, jy sê, Here, ek wil nie dit nie wil doen nie, maar dan gaan jy gaan doen weer dieselfde ding die volgende dag. Jy kan nie. Jy kan nie aanhou daarmee nie. So nou wil ek hê julle moet gou teruggaan na Matteus 28 toe. Matteus 28. Vanaf vers 18 af. Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek. Dit was nou nadat hy uit die dode opgestaan het, en hy het teruggekom om aan die disippels te verskyn by die see van Galilea. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So jy kan nie doop en net soos wat jy die water klim, dieselfde ding gaan doen nie. Jy kan nie doop en dan weer die vieslike ou gewoontes doen nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy streef daarna om dit nie meer te doen nie. Jy streef daarna om die veiligheid wat op jou was, af te hou.
sodat Jesus se lig en Jesus se liefde kan deurskyn. Dit is wat dit beteken. Jy gaan nie terug na jou uitbraaksel toe nie. Jy gaan nie soos 'n sog wat teruggaan en in hy vel modder gaan rol nie. Jy gaan nie dit doen nie. Jy kan nie dit doen nie, dis nie hoe dit werk nie. Dis wat doop beteken. Jy sterf, jy gaan dood en 'n nuwe persoon kom uit. En jy streef na heiligmaking en jy streef daarna om van al die slegte goed ontslae te raak. Ja, net soos ons dit ook moet onthou, wil ek graag hê julle moet na Kolossense 3 vers 3 toe gaan. Kolossense, kies as ek julle weer eens rondjaag, maar ek wil rarig, daar's baie versies hieroor, maar ek wil rarig die wat hierso is, rarig vir julle inkyk, dat julle net kan verstaan hoe belangrik dit is. Kolossense 3. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So jy gaan nie meer teruggaan na die ou sondige manier nie, jy het gesterf. Jy is nou in Christus. Jy gaan nou lewe volgens die voorbeeld wat hy vir jou gestel het en dit wat hy vir jou geleer het. Dis nou wat jy gaan doen en jy gaan dit alles doen ter ere van die Here. Dan, as ons weer eens Kolossense 3 vanaf vers 9 af. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, weer eens, die ou Charlene lê daar in die water. En julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Dan gaan jy aan by vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, nou hier kom deel van die vrugte. Goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Weer eens, liefde oordek nie net alles nie, liefde vervul alles. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. So moenie weer teruggaan en mense beskinder nie, moenie weer teruggaan en trots toelaat nie, moenie weer teruggaan en gaan rook nie, moenie weer teruggaan en gaan dobbel nie, wat ook al het was waarmee jy besig is, of besig was, voor jy bekeer het en voor jy gedoop het, moenie teruggaan daarna nie. Laat jou hartsbegeerte vir Jesus wees, laat hy dit skoon maak vir jou, en dra die vrugte van bekering. En die duiwel en die wêreldse magte gaan alles wat hulle ook al kan doen, gaan hulle try om jou van jou pad af te kry, om jou te mislei en heeltemal van koers af te kry. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. Maar hoe meer jy gaan groei en hoe meer jy by Jesus gaan wees, hoe makliker gaan dit word, want hy maak jou net sterker. En hoe meer jy gaan bely en bekeer en van die veiligheid van jou afruk, hoe ligter gaan dit word en hoe nader gaan jy groei in die Here. Want hoe swaarder jy word, hoe meer is jy by die wêreld en by die aarde, en dan hoe meer vleeslik is jy. Dit kan nie, jy kan nie hier op die aarde wees en nog steeds so geestelik groei nie, dit werk nie. En so ook gaan hulle jou gereeld herinner, dit kan dalk wees deur vriende, familie, of partykeer in jou kop, waar hulle jou gaan try herinner van jou sonde wat jy gedoen het. En nie net gaan dat jy besef eintlik wat so vuil mens jy was nie, maar jy gaan regtig tot daai besef kom, wat het Jesus gedoen om jou uit daai put uit te ruk?
Jy gaan letterlik beleef wat se genade dit was en wat se liefde Jesus vir jou het om die mens wat jy eintlik was uit te geruk het en jou te gered het uit daai put van vuur, uit daai put van modder waar hy jou uitgeruk het. En die ander ding is ook wat julle ook gaan net moet onthou, is dat enige stem of enige iemand wat jou herinner dat jou sondige natuur, of dit nou jou vorige natuur en of dit nou 'n nuwe natuur is, dat dit is fyn, soos 'n wit lentjie, hulle sal verstaan. Of as ek net gou die lotto speel, of selfs om TV te kyk en ons seks sien in, dit maak ook 'n deur oop. En as enige iemand vir jou sê, of 'n stemmetjie vir jou sê, is fyn, is nie so bad nie, dis nie die Heilige Gees wat dit vir jou sê nie, want die Heilige Gees sal vir jou wys, hy lei jou, hy help jou om tot die heiligmaking te kom, sodat jy skoon is vir die dag wat Jesus jou kom haal. Jy kan nie nog wil vloek en haat en skinder en niemand niks gun nie. Jy kan nie nog in die vlees lewe nie. Jy kan nie. Jy gaan nie geestelik kan groei nie. En as jy nie geestelik groei nie, kan jy nie, ek wil nie sê jy kan nie in die Here se teenwoordigheid wees nie, maar God is gees. En waar hy is, kan jy nie, jy kan nie net nie vleeslik wees nie, maar jy kan ook nie vuil wees nie. En jy kan nie dink dat ek was nou gedoop en ek was 'n Christen en ek het kerk toe gegaan en al goed, dit gaan reg genoeg wees om, of regverdig genoeg wees om vergoeding te gee nie. Want weer eens, die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Moenie terugdraai na jou uitbraaksel nie. Moenie teruggaan na jou ou self nie. En onthou ook enigiets wat teen die woord van God is, of wat nie saamstem met die woord van God nie, is ook nie van die Heilige Gees af nie. Jy het nie kristalle en brandoffers en beeltjies en goedjies nodig om jou huis, sage, jy het dit nie nodig om jou huis skoon te hou nie. Jy het nie nodig om in 'n sekere manier te mediteer, veral wanneer jy sing of praise and worship of wat ook al. Jy moenie eens mediteer sodat jy geestelik 'n ervaring kan hê nie. Onthou net nie, enige ervaring in die vlees is nie van die Gees af nie. So jy het nie daai goed nodig, dit maak deure oop vir die verkeerde goed. En moet ook nie vir die verkeerde rede doop nie. Moenie doop omdat jy gesien wil word nie. Moenie doop omdat jy ek weet nie wat is die rede wat mense voor doop nie, maar moet ook nie gaan doop en dan dadelik terug gaan in dieselfde ou sonde gaan doen nie. Bly gefokus op God. Bly by die woord van God. Bly by die leringe wat hy vir jou leer. Bly by God en sy woord alleen. Want weet julle, ons is juist nou in 'n tyd waar daar soveel valse mense is, mense wat hulle self as profete aanstel, mense wat hulle self as pastore aanstel, maar hulle nie net preek hulle goed wat oor streel nie, en hulle laat goed lyk nie. Dis heeltemal teen die woord van God, heeltemal teen die woord van God. En daarom is dit ook belangrik om te weet, jy moet seker maak wie jy doop ook. So, moenie met God se genade speel nie. Moenie jou gaan doop en dan weer dink
die Here die prys betaal en ek kan weer in my ou sondige manier van lewe aangaan nie. Jy is skoon gewas. Jy het 'n nuwe kleed aan. En wanneer jy groei geestelik, gee die Here jou 'n nuwe naam ook. So raak ontslae daarvan. As jy agterkom, ek het per ongeluk 'n gedagte in my kop gehad, bely en bekeer daarvan. Trou om dit nie weer te doen nie. As jy per ongeluk dalk ietsie gesien, want jy kan nie in social media ingaan en daar is nie iets wat net na welles toe lei nie, never mind porn. Jy, so klein gleefie is al wat daar nodig is. Net so klein gleefie. Moenie dit toelaat nie. Raak ontslae daarvan. Raak ontslae daarvan. So, ek wil julle regtig aanmoedig, ek weet dit is baie moeilik, ek weet dit is nie altyd maklik nie. En jy kan ook nie sê sonder sonde nie, wie ook al sê hulle is sonder sonde lieg. Maar ek wil graag afsluit met Johannes 3. Ek wil graag daarmee afsluit. Johannes 3. Ek het dit gemaak, 3 vers 1 tot 6. Nou hierdie was Nicodemus. Nicodemus het Jesus kom sien. Hy was 'n owerste van die Jode gewees, so hy was nog baie slim gewees. En hy het Jesus iets kom vra. Johannes 3 vers 2. Hy het in die dag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Weergebore, sal nie net gesterf van hy water, en sy het opgekom 'n nuwe mens, sy is weergebore. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en weergebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, en die ding is met hulle daai, as hulle ding herhaal het, soos voorwaar, dan was hulle ernstig, dan is dit van luister nou. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie, water en gees. Wat uit die vlees gebore is, en wat uit die gees gebore is, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So, jy kan nie nog vol vleeslik lewe na jy weergebore is en jy is gedoop nie. Jy kan nie. En juist deel van disipelskap is, vers 30, hy moet weer meer word, maar ek minder. So strewe daarna. Al vry klein goedjies af, al het net af. Ek weet tolkies cheap en is makliker gesê om te doen, maar as jy altyd gaan vashou daaraan en jy gaan altyd 'n verskoning hê, dan gaan jy 'n verskoning kry. Moenie dat dit op jou klou soos 'n suigworm nie. Trek dit af en raak ontslae daarvan. So ek wil julle regtig aanmoedig om te streef na geestelikheid, streef na skoonheid toe. Maak julle reg en skoon en rein, laat julle soet wees, soos 'n soet reuk, wanneer julle bid. Maak julle heilig voor die Here, en maak julle reg vir sy koms. So, ek hoop julle dit verstaan. As julle enige vrae het, julle is meer as welkom. Ek wil nou nie te diep gaan oor doop nie, want ek weet daar is baie kontroversiële goeders oor doop. Dit is 'n groot issue, maar ek gaan volgens die woord. Ek gaan volgens wat die woord sê. Ek gaan nie volgens wat mense en tradisies sê nie. Ek gaan volgens wat die Here my geleer het. Wat ek geleer het uit die woord wat die Here vir my gegee het. Nie uit volgens wat mense gesê het nie. So ja, julle, kom ons maak gou ons oë toe, dat ons sal gebid tot die Here. Here Jesus, ons Messiah,
Here Johannes het gesê dat hy nie eens waardig was om u skoene te dra nie, Here. En hierdie was 'n man wat 'n pad voluit vir u geloop het. Hierdie was 'n man, Here, wat profeseë gevul het. Hierdie was 'n man, Here, wat die pad vir u reggemaak het. En hier kom ons, Here, diep in die sonde, al van kleins af, vuil, Here. Partykeer wil ons nie eens luister nie. En steeds, Here, is u hand vir ons uitgerek. Steeds, Here, het u elke liewe siel, maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan gekom het nie, Here, u het elke liewe siel lief. Here, u genade en u liefde is groot, Here, dit is onbeskryflik, daar is nie woorde daarvoor nie. Dankie, Here. Dankie, Here, vir die woord wat u vir ons gegee het. Dankie, Here, vir die voorbeeld wat u vir ons gegee het. Dankie, dat ons in u kan sterwe en kan opstaan 'n nuwe mens, Here. En die dood wat u gehad het, die doop wat u ingestel het, Here, sodat ons lewend gemaak kan word deur Christus Jesus. Dankie, Here, vir die genade wat u gegee het. Here, dat ten spyte van alles, ten spyte van die foute wat ons maak, dat u ons nog steeds uitruk uit die put van vuur uit. Here, daar is nie woorde wat u kan beskryf nie. Ons is in 'n sondige en 'n gebroke wêreld, Here. 'n Wêreld vol van haat, 'n wêreld vol van seer. En Here, wat 'n dag gaan dit wees wanneer u hier kom en u ons kom haal as u bruid. En ons saam met u gaan, nie net in die teenwoordigheid te wees nie, Here, maar waar daar geen seer, geen smart, geen pyn en geen trane meer gaan wees nie. Here, waar ons u gaan loof en prys. Here, waar ons in u teenwoordigheid gaan wees, waar daar geen dors en geen duisternis gaan wees nie, Here, want u is lig. Daarom vra ek, Here, ons brein kapasiteit wat nie eers tot die besef kan kom, hoe groot en genadiglik en asemrowend u is nie. Mag ons as u bruid reg wees en skoon wees en rein wees vir daai dag wat u ons kom haal. Here, en as daar tans iemand is wat nou hier kyk of hier luister, Here, u ken elke gebed, u ken elke traan, u ken elke hart. Ek vra, Here, dat u deur hulle sal beweeg, dat hulle weet u hand is uitgerek en reg vir u, Here. Vat hulle aan en raak hulle aan, Here. Reinig hulle, Here. Werk deur hulle. Laat die vuur deur hulle gaan en hulle skoonmaak. Laat belydenis en bekering plaasvind, Here, want daar's 'n herlewing. Here, Suid-Afrika het 'n herlewing nodig. Suid-Afrika moet terugdraai na Jesus Christus toe. Daar waar tans donkerte, seer en pyn en vrae is, Here, ek vra dat u verligting daar sal gee. Ek vra, Here, vir genesing. Want Here, by u is al die lof, die krag, die eer en die heerlikheid. En ons loof u in u groot en heilige naam alleen. Amen. As hy